Goeienaand mense, Japie hier. Ek wil weer 'n video met julle deel, vinnig met julle deurgaan. Dit gaan weer eens oor die aarde en hoe die aarde lyk. Dit gaan oor die koepel, oor ons. Nog 'n bewys daarvan. Ek het 'n bietjie al gepraat hieroor in 'n video met julle gedeel hieroor. Dit is van dieselfde persoon ook wat 'n video geplaas het oor lightning sprites. Nou lightning sprites is weerlig wat slaan tussen wolke en die koepel. Gewoonlik ons ken ons nou die weerlig en ons sien die weerlig wat slaan van die wolke af aarde toe of van die aarde wolke toe. Afhangende van die ladings van die aarde of die wolk in die wolke. Maar hierdie slaan op van die wolke of af van die koepel na die wolke. En so, mens sien dit nie altyd nie, want as dit bewolk is en dit reën, dan kan jy mos nou nie bo die wolke regtig sien nie. So mens sien nie altyd hierdie lightning sprites nie. Party mense vlieg bo die wolke, dan neem hulle dit af. Nou hierdie ou het nog footage gekry wat hy nou wil deel. Ek wil dit saam met julle gou deurgaan. Hy noem ook hierdie vers van Henog 44 vers 1, wat lyk my verwys na dat sterre dit veroorsaak. En hy gaan dit probeer wys hierso vir julle met die nuwe footage wat hy het. Baie interessant. Nou hierdie ou is Amerikaanse Engels, die aksent is dalk 'n bietjie sterk vir julle. Maar ek sal maar kyk hier en daar of ek hom stop en 'n bietjie verduidelik. En ek kyk gewoonlik goeders maar op 1.25. Maak dit net 'n klein bietjie vinniger. Maar kom ons kyk hoe gaan dit. Guys, some footage of the firmament. Yet again, there's more. In the past, we have looked at footage that was shared from actually PBS or Nova when they documented a phenomenon known as lightning sprites. Of course, the footage went viral and then it was taken down from our channel until Nova actually deleted their own footage. And then their footage came back on our channel. But we had shared it describing how it relates to a phenomenon mentioned in Enoch, a phenomenon that is now known as hierdie Nova, wie ook al, hulle het gevlieg, wetenskaplikes. Dit afgeneem en het opgesit op hulle kanaal of op hulle webtuiste. En toe het hierdie ouwe video daaroor gemaak en toe is sy video vir 'n ruk geblok. En maar toe het hierdie Nova ook hulle goed wat hulle afgeneem het hulle toe verwyder van hulle webtuiste af. Want hulle wil nou nie die mense met die waarheid weet nie. En toe het hierdie ou se video daarom weer kon hy dit toe weer opsit. Of toe is dit weer live sy video dat die mense kan sien van hierdie lightning sprites wat hulle afgeneem het. And the word sprite actually means disembodied spirit. I think it's odd that they call it that, given that it is coming down, like lightning from above. But this phenomenon, if you're new to this topic, has a lot to do with something we could replicate in the lab, and that is known as a plasma ball lamp. This is considered a... Later in die video gaan hy 'n plasma ball lamp wys. Julle weet mos hoe lyk dit. Dis daardie ding met 'n pink dingetjie in die middel of binne en dan is so glas buiteom en dan lyk dit soos weerlig wat slaan na die glas toe en as jy hom vat, dan is daar 'n duideliker straal na jou vinger toe. Maar hy wys dit later in die video in elk geval. En sal ek vir julle daar wys. Plasma phenomenon. And they say it happens way up there at the ionosphere. I think it is slightly higher than what they call the ionosphere, but not much higher. It's the limits that we can go. And these things are massive. Nearly 60 miles wide when you look at them on these current understanding versions where people are just trying to assume they know how large these things are. And this is a chart that was created by a person who is one of the top experts, Paul Smith. And he is a photographer of these, and he has captured more photos and videos of these than anyone in history, I believe. And I wanted to add a little to it. I put a little rock here. That's Mount Everest. That's about how big Mount Everest would be. Kyk hoe groot is hierdie goed te vergelyk met Mount Everest, né? Dis verskriklik. Dit is baie groot, hierdie strale wat so opslaan of afslaan van die koepel na die wolke toe. In comparison to a lightning sprite. So if these things were as big as they say they are, they're still massive, and I believe they are coming from the firmament based on the footage we have shown in the past. And I wanted to show you the new footage. For those of you who have seen the old footage, I'll have it linked in the description. But the new footage right here, I've got it in iMovie, pulled up so I can play it really slow. You're looking at the sky. Those little dots are stars, and cameras have a hard time keeping up with how fast these things are. They're extremely fast. You need special cameras with really quick shutter speeds and frame rates. And so right here, you'll see what I'm talking about. There's a burst up high, I believe,
coming down from up above near the firmament. And you can see something. Jy kan sien hier so belig die koepel. Hierdie is die beligting van die koepel en dit is waar dit, soos hy sê, waar dit begin, hierdie weerlig, mos van die koepel af na die wolke toe. Is shooting out of this barrier. Right here. Like we've seen time and time again. Look at that. Energy shooting down, just like a plasma ball lamp. When something from outside the barrier of a plasma ball lamp touches it, that's what happens. You have that discharge. Enoch was saying that the stars are related to this phenomenon, objects that are above the firmament. Just check that out. I'm going to play it in reverse and then forward again. Slowing this way down, 5% its original speed. Amazing. Look at that. Looks like the stars are doing something. En dit lyk soos sparks van die koepel af, né? En mens sien soos sparks wat jy sien as jy live na Earth toe, dan maak jy so spark. Maar hier is natuurlik baie groter sparks. Soos hy sê, baie groter as Mount Everest. Unique every time this happens. Right there. And we'll compare this right here with the footage from Nova that I was talking about, going slow. There's a wave moving across this barrier, just like a wave in the ocean. And you saw, I'm pausing it real quick, something light up. That's what I think is interesting. See if I can stop it right on the spot. Right there. Keep looking right there. As we play this footage, you'll see those stars most likely being involved with this, just like Enoch said, playing peekaboo. Look at that. Like two blinking eyes right there before that shoots out. I don't think that's random. I don't think that's just a glitch in the signal. I'm taking a video from a plane above a storm where these things happen. After that wave moves across the barrier, showing us that there's something there. Waves don't just move across air usually like that. Something impacted from up above the firmament. Just Ja, hy wys die golwe. Hy gaan nou 'n bietjie mooier wys of dit vergelyk met die water, gewone water. Dat jy kan sien, dit vloei basically nou maar dieselfde. Maar daar is mos nou water bo die koepel ook. So wat jy sien, daar is die beweging van die water bo die koepel wat belig word met tydens hierdie lightning sprouts. Like a plasma ball lamp. Those stars rising up like it says. Look at that. Beautiful display power. They say this is It's amazing hoe daai sparks so afval van die koepel af, né? millions of volts of electricity. Here it is upside down so you can compare it to waves in the water. Very similar. Here's a geyser compared to that. Look at that geyser. It looks like the lightning sprite we just saw, but upside down. So you flip that over. Look at the similarities. That's why we have lunar waves here. Ja, dit is nogal interessant ook. Ek weet nie of julle weet nie. Ek dink ek het dit gewys in 'n vorige video met oor die maan. Dat jy kan die golwe sien van die water wat bo die koepel is, wat oor die maan se oppervlak beweeg. Al wat dit beteken, mense, is dat die maan is nie onder die koepel nie, hy skyn deur die koepel. Dis al hoe dit moontlik is. Daar kan nie golwe op die maan wees as hy onder die koepel is nie. Dit beteken daar moet water wees tussen die maan en ons. En al wat dit kan wees is bo die koepel en bo die water wat bo die koepel is. So die son, ek vermoed die son self ook, skyn deur die koepel en die maan ook. Albei skyn deur die koepel. Hulle is nie onder die koepel nie. En dan die son, was iets wat ek al genoem het daarvan. Ja, dis ook om jy partykeer sien, party mense sê, hulle sien die Nibiru. Want hulle sien die son, en dan net so skuins agter die son, sien hulle nog 'n son. Of nog 'n ding, en hulle sê, dis nou 'n ander planeet. Maar dit is nie, dit is die son se weerkaatsing, of die lig van die son, wat skyn teen die koepel. Dan lyk dit soos twee sonne. En ek het ons vir julle 'n foto gewys nou die dag van 'n ander effek wat jy kry, wat jy 7 sonne sien. Want hulle reflekteer so teen die koepel. As jy op 'n sekere hoek vang, dan lyk dit so 7 sonne.
I believe. So lots of cool things with that barrier up above us. Filmed many times. Phenomenon that don't make sense on the sun god model. Ja, sien julle selfs so die fake planete, sien jy ook die water beweeg, die golwe van die water bo die koepel. Wat vir jou weer eens sê dat hierdie kamstige planete is bo die koepel, bo die water. Across luminaries. Dis alles ligte wat deur die koepel skyn. Again, there's the plasma ball lamp. Dis wat ek van gepraat van die plasmabol, en as jy aan hom raak op die buitekant, dan maak hy 'n duideliker straal na waar jou vinger is. Nou, dis naasbij dieselfde effek, soos wat hy sê, wat jy kry met hierdie lightning sprites, tussen die koepel en die wolke. Hierdie middelste ding hierso verteenwoordig die wolke, en hierdie koepel, die glas, dis die koepel. Dan kry jy sulke strale wat gaan na die glas toe, of van die glas af, na die wolke toe. Aspect I was talking about. You can break the barrier and these things no longer work. No matter how much electricity you give them, they can just make tiny little sparks. Ja, al hoe jy dit kan kry, mense, hierdie goed wat ek nou vir julle wys, is daar, soos hierdie plasmabol is. Dan moet 'n soliede surface wees, soos 'n glaskoepel, of 'n koepel, wat ook al dit van gemaak is, maar soos 'n koepel. En die wolke en die lading tussen die twee veroorsaak weerlig tussen die twee. Net soos wat die fisiese aarde onder ons en die wolke tussen die twee daar weerligte is. Maak dit nie vir julle sin nie? Dan moet ons nou 'n fisiese iets wees bo die wolke wat veroorsaak dat daar weerlig is tussen daardie twee areas, tussen die wolke en die soliede koepel, net soos die Bybel vir ons sê. You have to have a barrier for that phenomenon. And so, wanted to share that with you guys. We got a lot going on. En ek wil nou net gou hier vorentoe gaan oor net 'n paar woorde wat hy nog gesê het hierso. You guys will need to share them with the world because these are things that are going to destroy these doctrines of demons that have been pushed and forced to this very day on our children. Net soos hy sê, hierdie bullshit, hierdie nonsens van hierdie spinnende bal en planete en al hierdie nonsens wat die ateïste en sataniste opdis en wat die Christene so soetkoek opeet. Dit is doctrines of demons. Dit is direk van Lucifer se mond af. So julle Christene wat hierdie goed push van die spinnende bal, julle herhaal wat Satan gesê het. Julle preek Satan se boodskap. Dis sy boodskap. Want dit is presies die teenoorgestelde wat die Bybel vir ons sê. So julle moet ophou om die duiwelse boodskappe vir die mense te preek. Te sê julle is Christene, maar dan verwerp julle Jehovah se kosmologie. Jy kan mos nie half een voet in die wêreld en een voet in die Bybel staan nie. Een voet 'n Christen en die ander voet is nie in die wêreld nie. Jy kan nie enige kompromie aangaan nie. Vat die Bybel soos wat dit is, want die Bybel is altyd reg. Jehovah is altyd reg. Mense lieg, Jehovah lieg nie. En soos ons hierso sien, Jehovah het nie gelieg nie. Daar is 'n koepel oor ons. Daar is water bo die koepel. Mens kan al hierdie goed sien net in hierdie stukkie, hierdie bietjie footage wat hy nou vir ons gewys het. Jy sien die golwe wat beweeg bo die koepel. Jy sien die weerlig wat afkom van die koepel af na die wolke toe. It's amazing. Dit wys jou daar is 'n soliede voorwerp bo ons. En die golwe wat beweeg oor die maan en die planete, wat wys hulle is buite die koepel, bo die water. And so I'm looking forward to doing that. In elk geval, dis wat ek vir julle wou gewys het van hierdie video. Baie interessant. Lekker om sulke bewyse te sien. Nie al hierdie wollaar stories wat mens hoor, hierdie ander mense vir ons vertel wat kansdag kenners is op die gebied van hoe die aarde lyk. En allerhande nonsens op dis en nie een wetenskaplike bewys kan verskaf nie. Hulle kan niks verskaf om te bewys wat hulle sê is reg nie. Hulle sê die aarde is 'n spinnende bal en daar's 'n vakuum daar buite. Daar's niks tussen ons en die vakuum nie. Al hierdie nonsens dis hulle op en die mense, ek kan nie verstaan hoe kan hulle dit glo nie. Dit maak nie eers sin nie. Maar dan as wat jy sien om jou is presies die teenoorgestelde as wat hulle vir ons sê. So hoekom glo mense hulle dan? Dit is letterlik doctrines of demons.
So mense moet ophou luister vir hierdie mense van die wêreld wat Satan se boodskap preek. OK, geniet julle dag. Totsiens.